In die bulletin, die ANC tugkomitee is nie ingelig oor Julius Malema se hospitalisasie nie, pogings om Mekweleng by Ficksburg tot 'n rampgebied te verklaar en 3 Muti-moordenaars is elk 4 keer lewenslank gevonnis. Die voorsitter van die ANC tugkomitee, Derek Hanekom, sê hy het nie enige inligting ontvang dat die ANC jeugleier Julius Malema in die hospitaal opgeneem is nie. Malema moet môre weer voor die komitee verskyn, maar het aan die SAIK nuus gesê dat hy in Polokwane in 'n private hospitaal opgeneem is vir griepsimptome. Malema sê hy het sy regsverteenwoordigers ingelig en hy sal nie môre se verrigtinge kan bywoon nie. Die Vrystaatse premier, Ys Magashule, sê die provinsiale regering het reeds die nasionale regering gevra om Mekweleng op Ficksburg as 'n rampgebied te verklaar na 'n verwoestende tornado. Magashule sê hy vergader met die provinsiale uitvoerende komitee om 'n plan te beraam. Hy sê die grootste prioriteit is om diegene wat dakloos gelaat is te huisves. Ander kwessies soos beskadigde paaie gaan ook aandag kry. Hy het beweringe ontken dat HOP-huise in die omgewing substandaard is. Hy sê die huise kon bloot nie die krag van die tornado weerstaan nie. 'n Kaapstadse sakeman, Ansano Romani, gaan 'n staatsgetuie wees in die saak teen die ANC se voorsitter in die Noord-Kaap, John Blok, en sy mede-beskuldigde, Castor Savvy. Blok, Savvy en 11 ander word aangekla van tenderbedrog met 'n waarde van sowat 112 miljoen rand. Die aanklagte hou verband met die aankoop van watersuiweringstoerusting teen verhoogde pryse vir die Kimberley Hospitaal van Intaka Holdings wat deur Savoy besit word. Romani het vandag skuldig gepleit vir sy rol in die beweerde bedrog en is met 100 000 rand beboet. Die helfte van sy boete is vir 4 jaar opgeskort. Blok en Savoy is op borgtog van 100 000 rand elk vry en verskyn weer op 18 Maart in die Kimberley se Landdroshof. Die Oos-Kaapse Hooggeregshof in Bizana het 3 mans lewenslank tronk toegestuur wat aan 4 Muti-moorde skuldig bevind is. Hulle het elk 4 lewenslange vonnisse ontvang. Vusi Msombi, Monbambisi Senselo en Sonwabile Khosa is skuldig bevind aan 4 aanklagte van moord en 1 van poging tot moord. Tussen 2007 en 2008 is meer as 19 vroue in die dorp Mzamba wreed vermoor en hulle liggaamsdele is verwyder. Regter Rob Griffiths het tydens vonnisoplegging gesê die skuldiges het geen genade tydens hulle moordtog betoon nie. Lede van vakbonde wat by COSATU geaffilieer is, het 'n etensuurbetoging voor die parlement in Kaapstad gehou. Die werkers eis dat arbeidsmakelaars verbied word en die skepping van volhoubare werk. Die organiseerders sê soortgelyke betogings het ook plaasgevind by Montague Gardens, Baden Eiland en ander dele van die Skiereiland. Kaapstad se Kamer van Handel en Nywerheid het die betoging gekritiseer en sê dat dit die ekonomie verder knou. Die Kamer sê die kwessie word reeds bespreek en openbare betogings is onnodig. Suid-Afrika se Departement van Internasionale Betrekkinge sê geweld, aggressie en terreurdade sal nie vrede en sekuriteit na Somalië bring nie. Die departement het in 'n verklaring 'n beroep op al Somalië se leiers gedoen om hulle te weerhou van geweld om 'n vreedsame politieke oplossing te beding wat alle stamme, partye en faksies insluit. Dit volg na 'n motorbom in Mogadishu gister 65 lewens geëis en 50 mense beseer het. Westerse regerings het Rusland en China gekritiseer omdat die 2 lande 'n resolusie van die Verenigde Nasies se Veiligheidsraad geveto het wat dreig met strenger optrede teen Sirië weens sy gewelddadige onderdrukking van betogings teen sy regering. Die Franse minister van Buitelandse Sake sê dit is 'n hartseer dag vir Sirië en die Veiligheidsraad. Brittanje sê die veto-stem skenk goedkeuring aan 'n gewelddadige regime. China voer aan dat ingryping in Sirië die situasie kan vererger. Motorsport, die Formule 1 renjaer Jenson Button het 'n nuwe veeljaar kontrak met McLaren onderteken. Die 31-jarige voormalige wêreldkampioen het aan die begin van die 2010 seisoen by McLaren aangesluit en sy kontrak sou aan die einde van die jaar verstryk. Button sê hy voel baie tuis by McLaren en dat dit die span is waar hy verdere suksesse kan behaal.
Die Engelsman het in 2009 die wêreldtitel vir Braun GP gewen en is tans tweede in die bestuurskampioenskap agter Sebastian Vettel met 5 renne van die seisoen oor. Ten slotte, weer hoofnuus. Die voorsitter van die ANC Tugkomitee, Derek Hanekom, sê hy het nie enige inligting ontvang dat die ANC jeugliga leier Julius Malema in die hospitaal opgeneem is nie. Malema moet môre weer voor die komitee verskyn. Dit aan die einde van die 4 uur nuus onder redaksie van Neil Simon en Ina Strydom.